Jy kyk na Sake met Summit. Die Altex genoteerde telekommunikasiemaatskappy Vox Telecom rapporteer 'n 6% daling in sy verwaterde verdienste per aandeel. Dis vir die 6 maande tot Februarie. Gert Koen is finansiële direkteur by Vox Telecom. Welkom Gert. Hi Erika. Mens kyk na die syfers en julle is vol hoop en julle kyk na die toekoms en wys hoe dinge gaan verander by die besigheid. Maar in kort termyn kan mens nie help om 'n bietjie onseker te voel oor die vooruitsigte vir Vox Telecom nie. Ja, nee, definitief. Ek meen, jy kyk na die resultate soos Raleigh, ons omset is af 11%. Maar dan moet die mense ook kyk na ons bruto wins. Bruto wins is op 9%. Wat beteken ons doen wat ons vir die mark beloof het. Ons het vir die mark gesê daar is 'n probleem in die toekoms ten opsigte van ons omset soos die interconnect tariewe daal. Maar op dieselfde tyd het ons wel gesê ons gaan probeer om ons absolute marge te hou. En dit is ons besig om reg te kry. So julle huidige fokus dan is as ons net operasioneel kan gesels, die fokus soos ek het verstaan is die oorskuiving, die verplasing van julle huidige kliënte van die least cost routing wat te doen het met die mobiele netwerk na 'n breër netwerk wat Crystal Vox vir julle bied. Ja. So net om te verduidelik, die oorspronklike wat ons noem least cost routing besigheid wat Vox Orion was, wat daar gebeur is, soos die interconnect tariewe daal, is daar 'n effek dat hulle bruto marge natuurlik sal daal, omdat ons 'n persentasie verdien van wat ons aan kliënte bil. As ons produkte oorskuif na ons eie netwerk toe, word ons onkoste is die interconnect tarief en ons sit 'n marge bo op dit. Nou wat dit ons toelaat is, ons besluit wat die pryse is en ons kan besluit wat ons marge is bo op die interconnect tarief. So soos die interconnect afgaan, is die idee dat ons absolute marge hou, wat vir ons risiko was in ons ou LCR besigheid. So baie meer beheer dan met julle nuwe besigheidsmodel. Ja. Maar intussen het julle nog 'n hele klomp kliënte op die ou stelsel wat nog nie oorgeplaas is nie. Wat verhoed julle om vinniger te beweeg met die oorplasing? Dit klink baie maklik op papier, maar die span by Orion is 10 die beste span in LCR in Suid-Afrika. En hulle deel met die groter maatskappye. Dit is regtig die blue chips. En jy kan nie die risiko vat om hulle telekommunikasie te beskadig nie. So hoe hulle goeders doen is baie presies, vat hulle tyd, hulle doen goeders reg en dis hoe ons die kliënte aan die ander kant moet bou. Wat mense ook moet onthou is dat jy is afhanklik van Telkom af. Want jy moet die datalyne insit deur Telkom om jou verkeer nou op Crystal te kry en terug te kry op ons netwerk. En daar's altyd maar 'n tydsprobleem vir ons. Hoe lank vat dit Telkom om vir julle nuwe datalyn te installeer? Ag, ek dink dit is enige persoon kan sê hulle het al hulle ADSL by hulle huis geïnstalleer. Dit kan of 'n week vat of dit kan 6 maande vat. Dis ongelukkig waarmee ons werk. Ons is goeie partners van Telkom en hulle help ons sover as moontlik, maar mense moet ook verstaan dat dit is 'n industrie wat baie groei op die oomblik en enige industrie wat groei het maar hierdie probleme en ongelukkig is dit 'n siklus wat 'n bietjie langer vat as wat mense beplan. Gert, watter persentasie van julle Orion kliënte het julle al verskuif of oorgeplaas na Crystal Vox toe? Ek kan nie persentasies nou noem nie, maar ons het ons sekere mylpale gestel vir bestuur en ons het vir ons aandelaars gesê, kom Augustus sal ons vir hulle presies wys waar ons trek ten opsigte van ons noem dit maar conversion. Op die oomblik is ons presies waar ons wou gewees het vir die halfjaar en ons glo ons gaan op ons targets uitkom vir jaareinde. En dit gaan dit baie makliker maak vir ons aandelaars om te vertrou dat ons kan doen wat ons hulle beloof het en ons kan hierdie besigheid oorskuif met minimale effek op ons inkomste. Maar wat is die risiko? Daar kan seker hier en daar 'n paar goed verkeerd loop. Nee, soos enig besigheid, daar kan goeders verkeerd loop. Maar dis maar waar mense beplan en ja, jy gaan seker 1 of 2 kliënte verloor, maar wat ons het op die oomblik is, vir die eerste keer kan ons kop aan kop kompeteer met Telkom. Voorheen kon ons 'n cellulaire tarief vir 'n kliënt goedkoper gee en ons spaar hom 30%. Nou gaan ons in na kliënte, ons gee vir hom goedkoper internasionale oproepe, goedkoper cellulaire, goedkoper lokale oproepe, nasionale oproepe, oproepe binne in hulle ondernemings
So ons het 'n baie beter proposisie wat ons nou vat aan die maatskappye toe. Dit op sigself gee vir ons nuwe besigheid en ons is hoopvol dat daai nuwe besigheid sal enige verliese wat ons of kliënte wat ons verloor deur hierdie proses mitigeer. Gert, julle het 'n redelike kontantbasis en ook 'n gesonde positiewe kontantgenerering, geen besluit egter om 'n dividend uit te betaal nie. Nee, ek dink ons besluit is gewees dat tot ons besigheid heeltemal kom ons noem dit maar gedurende het, wil ons nie 'n dividend verklaar nie. Ons wil eers deur hierdie proses gaan, ons moet ons investerings in ons netwerk doen wat nodig is om te kompenseer vir die minute wat nou op ons netwerk opkom. En ons moet sorg dat ons besigheid noem dit maar gedurende het voor ons gaan kyk na 'n dividend. Jy gebruik die woord de-risk. Hoe lank gaan dit julle vat om na risiko uit die besigheid uit te haal? Ons sal graag teen Augustus baie goeie resultate wil wys vir ons aandeelhouers en vir hulle bewys. Hoe het ons gelyk 'n jaar terug? Waar staan ons nou? Dit is ons risiko. Dis so lank dit nog gaan vat vorentoe. So ek glo regtig teen Augustus gaan ons op 'n vlak wees wat aanvaarbaar is vir aandeelhouers. Gert Koen, baie dankie. Gert is finansiële direkteur by Vox Telecom en daarmee groet die Afrikaanse span. Ons is môre aand 5:30 se kant weer terug, maar Ewald Miller gaan hier sal wees, maar van my geseënde Paasnaweek vorentoe. Totsiens.